tonight is the declaration of revival. Praise His name. The declaration of revival. Now the Bible says in Second Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and He will heal the land. Amen. Hallelujah. The declaration of revival in Afrikaans is die verklaring van herlewing. Amen. Hallelujah. Jesus. Herlewing beteken om weer geestelik lewendig te word en na God te doen. Dit herinner ons daaraan om te bid, geloof te hê en volgens God se wil te leef. Hallelujah. Now, the declaration, 'n verklaring van herlewing beteken dus dat God ons kies om God eerste te stel, hoop te hê in moeilike tye en liefde aan ander te wys. Please come to the welcome. Thank you, Jesus. Praise. Greetings in all in the name of Jesus. I want to greet the mother and father of the house. I want to greet the reverends. I want to greet the evangelists. I want to greet the pastors. I want to greet the elders. I want to greet all the youth. In the wonderful name of Jesus, I want to greet the band. I want to greet the worship team. In the name of Jesus, I'm only here to do one thing. Amen. So I'm here to do the welcome, and I want to welcome you all to night 2 of the declaration campaign. Amen. So tonight is the declaration of revival. Yesterday was the declaration of freedom. You heard what the declaration of freedom was. Amen. It's the freedom that we don't fight for, but it's the freedom that God declares. Amen. So night 2 is the declaration of revival. Amen. If you believe, can you stand on your feet and know that God is going to light and make some holy water for us. God is going to bring fire where the body was cold. God is going to change the lives where God is going to love and soul. Join the service with us. Y con hilo lento y la banda lento y parece la pagativa y con hilo lento y la banda lento y parece la pagativa y la banda y parece
in the mighty name of Jesus. I just want to encourage the congregation with the word from the Bible. Psalms 85 verse 6. And people may rejoice in him. That again means he's done it before, and God has done it before, and he will do it again tonight. And if you guys are hungry, this is your moment to worship. Kom ons skryf voor die halleluja. Oh
voice dat je komt staan. Amen. Kom ons gee Here so 'n lieflike hand. Halleluja. Hy is die Alfa. Hy is die Omega, hy is die begin en hy is die einde. Daar is niemand soos hy nie. Halleluja, halleluja. Dit is lekker om die Here te dien. As jy jong mens is, wat die woord van die Here sê, toe daar gestuur was na die huis van Jes, om iemand te salf, en toe was daar 'n jongen wat nog verder aan die veld was, maar hulle kon nie aangegaan het nie, totdat die man gekom het, omdat die Here 'n doel gehad het met sy lewe. Ek wil vir 'n jong mens sê vanaand, die Here weet van jou. Jy kan maar weerskuil agter dinge, jy kan maar daar sit, maar die Here weet van jou. Jy kan maar ver wees, maar die Here is besig om jou nader te roep. En toe hy jou daar roep, word het gevra, is daar nie nog 'n seun nie? En die antwoord was ja, daar is ene. Daar is nog 'n jong ene, maar hy is daar ver
buite besig. En daar waar hy besig was hy besig om sy getuienis op te bou. Want hy word benodig in die huis van die Here. Hy word benodig in die koninkryk van die Here. Die Here is besig met die Here, jong mense. Want daar is 'n toekoms wat voor lê vir julle. Ek was so jong, ek was so klein, ek het groot geword in die huis van die Here. En ek het gedink, nie dis vir my nie. Is goed evangelis, heilig om die kinders diens toe te bring, kyk hoe prachtig sing hulle vandag. As hulle op die muziek, is goed. Maar daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy word geroep om 'n diens te doen. En ek wil vir julle saluut, jong mense vandaag. Hou vas aan die Here. Daar is nie 'n beter toekoms as hy nie. Hou vas aan die genade. Want die Here is besig om julle toekoms te seën. Die Here is besig om julle op te tel. Die Here is besig om 'n mooi ding te doen. En julle lewe. Die Here is seën. Amen. Kom ons maak die volgende rus met die woord aan die Here. Verlustig jou woord en nooit sal jou weer die beklagen van jou verlustig jou verlustig
Kom ons staan en gee vir die Here eer. As jy maar mense wat weet, dat jy die genade van die Here, dat jy nog nie omgekom het nie. Sit jou hande by mekaar en gee die Here jou beste eer. Halleluja. Hy is die leeuw van die dade. Hy is die vlakbaar aan sterre. Bijbel sê, hy soek ons van Salome. Dat is die Here, dat is die Here, die Here, Here, Here. Gou eer gee, die Here Jesus. Ek praat van die Here, die jou opgemaak het, vanoggend, wat jou staan nou tot na nou toe. Ek praat van hom, die gedagte aan jou. Die Bijbel sê, wat is die mense, dat die Here aan ons dink, die mense kan hy ons besoek, kan ons die Here nog aangeven. Here Jesus, laat my toe, Here, in maniere uit daar aanleer. Ek wil groet die leiers van die huis, apostel, pastoor, diaken, evangelis, ouderling, en julle vroue, blomtyd van die Here, die jong mense is begroete. In Jesus mooi naam, halleluja. Nou as die jong mense by mekaar sien, evangelis Heinrich, dan is ek die reminder dat David wat sê, for I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. For I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Hoe die manier David my, hy kan net gehoor, en hulle gaan optrek, hoe sy blijdskap in sy siel, hoe skiet sy hart voor, maar hy gaan in die moedigheid van die Here aanse. Dienslede gaan vandag groet, gaan vandag bemoedig. En weet jy hoe kom hulle my so voorstel, die evangelis Heinrich, en hou nie van die titel nie. Amen. Maar die wil my nie ken nie, is evangelis Mikael, aan die kant van Mitchells Plain, onder leiding van Pastor Benny, die by Livingston Faith Ministries, en opgetrek, ek wou uit die werk uit die baan, is jammer vir die kleerdrag, en die strijd in die werk uit. Ek gehoor my broers aan beerd vandaan, toe sê ek wacht, dat ek deur gaan, amen. Ek is een pauze om eerlijk alles te wees, want ek is morgen aan beerd. Toe sê ek, julle kan wacht, julle kan my morgen aan sien. My broer is aan beerd vandaan. So ek is hier vandaan, om te ondersteun. Maar dankie vir die geleentheid. Kyk die pauze nie, want is Heinrich. En die een woord staat uit van my. Declaration. Ek sê die een woord staan uit van my, as declaration, want weet jy wat weet ek, as een jong mens gaan declare oor sy leven, dan moet dinge gebeur, as een jong mens sy mond oopmaak, dan moet die vijand sinne, as hy gaan sê, dat die Here is koning, dan moet die vijand sinne, iemand hoor my nie, you can declare tonight, that Jesus Christ is Lord. Bijbel sê Jacob, kom op een punt, waar hy met die engel van die Here worstel, of hy worstel met die geest van God, en hy declareer die ding, hy sê, ek gaan nie in die losse, voordat iemand nie gaan sê nie, iemand hoor my nie vandaan nie, jong manne, jong vrou, sy beter declareer, dat die Here, ek gaan nie in die losse, voordat my ma, die Here gaan doen nie. Laat ek het nader aan die huis bring. Soos ek kyk na een jong man, my vrou sit daar achter, is fijn. Ek gaan nie nou vanaf praat nie. Want ek kyk na een jong man, wat op een jong ouderdom een pa aan die dood afgestaan het. Op een jong ouderdom staan ek my ma af aan die dood. Maar voor die alles, my pa dien as die jaken in die huis van die Here. Mama as die jaken res. Ek groei op in die huis van die Here. Maar kyk jy, die vijand is nie gelukkig nie. Hy wil afbreek, hy wil inkom, hy soek skering, en die Here ruk vir papa in die lewe uit, en dis hoe die vijand van mama in die hande kry, en mama val in drugs, mama gaan in allerhande dinge, sy begin in blikke klappe, en die Here, ek is van die
jongman Dok vanaand. Speel drums in die huis van die Here. Mooi aangetrek. My taai en my hemels in sy nate. As ek op 'n Sondag uit die diens uitkom, dan loop my ma verby die kerk met 'n dronk gestoot. Sy tel blikkies op en ek is in die huis van die Here. Sy tel vullis op en ek is in die huis van die Here. En die vriende kan nie verstaan nie. Sy het 'n smile op jou gesig, maar jou ma se drank en die kant. Sy het 'n smile op jou gesig, maar sy bly in 'n lobby. Sy het 'n smile op jou gesig, maar jy is nou onder die steeds. Maar wat hulle nie weet nie, ek gaan nie die Here los. Voordat hy nie asiel kry nie. Ek wil iemand bemoedig. Hy was my declaration in my lewe. Omdat ek weet, eens op 'n tyd het sy vir my Sondagskool toe geneem. Eens op 'n tyd het sy vir my gebid. So is my tyd om te die knie en te die knie. Here, ek gaan nie die los voordat die aan die gaan red nie. Here, ek gaan nie die los voordat die van die los gaan nie. En ek gee nou wees verseker. Van 6 jaar terug, onder correctie, kom die Here op my ma se pad. En die Here red haar siel. En die Evangelis Heinrich, daardie Kersfeesmôre, toe die Here uit die lewe uitroep, kan ek met blydskap sê, sy die Here gedien. Toe kan ek met blydskap sê, ek was nie in pyn nie, sy by die Here uitgeroep. Wat wil ek vir jou sê, jongman? Lewe gaan nie rooskleurig is nie. Vra vir my. Ek weet wat dit is om in die huis van die Here te wees. Terwyl sy besig is, dan is jou plekkie agter die kerk besig om mors af te brand en sy verloor alles. Want sy staan in die